Ons Hemelse Vader, dankie dat U 'n God is wat met genadige oë, met vergifnis na ons kyk. Dankie dat U nie in die speletjie is, of wat ons soms soos 'n speletjie hanteer van straf, en dat ons dink dat deur straf en geweld genesing en verlossing kan kom. Here, kom red ons uit die siklus van geweld. En mag dit by my begin. Here, mag elkeen van ons in die spieël kan kyk en met diep genade en vrede en met deernis onsself kan raak sien. Dat die pad van vergifnis eintlik maar begin om onsself te kan vergewe, om te weet, U het ons onvoorwaardelik vergewe. U het my onvoorwaardelik vergewe. En mag ons dan met oop hande met vergifnis leef. U het ons geleer, dit vra 'n prys, selfs 'n kruis. Maar mag ons daai pad loop. Here, bring U vrede, U vergifnis, die nuwe lewe waarvan ons vanmôre ook weer gaan hoor, die nuwe begin, die oorvloed, eintlik die blydskap, die fees wat U bedoel het U koninkryk moet wees, ook hier en nou, mag ons dit vanmôre weer opnuut proe. En mag dit ons kom diep raak en verander van binne af. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan die volgende paar weke besig wees met 'n reeks wat ek wil noem Bybelstories vir groot mense. In hierdie reeks wil ek kyk na 'n paar Bybelstories wat soms vir ons vreemd op die oor val. Stories wat ons dalk dink, hoe op aarde het dit in die Bybel beland? Of wat sou die betekenis daarvan wees? En veral 2025 Filippolis, het dit enigstens nog iets vir ons vandag te sê? Nou, vandag se storie is nie so vreemde ene nie, maar dit het tog vra. En dis die storie oor Jesus wat water in wyn verander. Regtig? Is Jesus nie veronderstel om teen die drink van wyn te wees nie, en nou maak hy seker dat die partytjie kan aanhou en dat daar genoeg wyn is? Hoe helder jou oë nou so op daar, Neil, oor die baie wyn. So wat is hier regtig in die storie aan die gebeur? Kom ons lees dit, Johannes 2 vers 1 tot 11. Op daardie dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was ook daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toegenooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkane gestaan met water wat die Jode vir hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak al hierdie kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. En toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit toe gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens het gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, dan van die swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou.
Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen en hy daardeur sy mag laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie lank daar gebly nie. Dis ons storie vanmôre. Nou Johannes begin hierdie vertelling met die woorde: op die 3de dag was daar 'n bruilof. Nou op die Joodse kalender is die 7de dag wat? Is die Saterdag, is die Sabbat. En die eerste dag is dan Sondag. So watter dag is die 3de dag? Dinsdag. OK, is dit maar net irrelevante inligting? Hoekom is dit nou belangrik? Die 3de dag Dinsdag. Jy sien, hier moet ons al ons ore spits. Want jy sien, die eerste lesers leef omtrent so, kom ons sê 50 jaar na Jesus se opstanding. En as Johannes aan hierdie lesers skryf, en hulle hoor die 3de dag, waaraan dink hulle? Dink hulle aan 'n Dinsdag? Nee, hulle dink die opstanding. Dis wat hulle dink. Johannes is bekend vir sy woordspeling en sy simboliek, en hy wil hê dat sy lesers wat hierdie woorde moet dink aan die opstanding. Want in die opstanding, die 3de dag, staan in die teken van wat? Van hoop. Dis nie die einde van die pad nie. Dit staan in die teken van 'n nuwe begin. Daarom begin Jesus hierdie storie op die 3de dag, of Johannes begin hierdie storie op die 3de dag. Want hierdie storie vertel van iets nuuts wat begin. Die koninkryk van God het naby gekom. Daar is weer hoop. Nuwe moontlikhede kan oopgesluit word. So spits jou ore as jy hoor die 3de dag. Moenie hierdie storie mis nie. So Jesus en sy disippels is genooi vir 'n bruiloffees en sy ma Maria is ook daar. Dit was 10 teen 'n familietroue gewees. Nou wanneer ek en jy aan 'n troue dink, wat dink ons? Wel, jy dink dalk 'n mooi kapel op 'n plaas, 'n wynplaas, 'n mooi kerkgebou, dominee hou 'n preekie, 'n registers word geteken, fotos word geneem en jy wag jou moeg vir die bruid en bruidegom om te kom en dan uiteindelik kan julle eet en julle drink en julle dans en julle gaan huis toe. Laai lekker gekuier. Dit's troue, is dit nie? Maar wanneer die Jode aan troue dink, waarom dink hulle? 'n Partytjie wat tot 'n week lank kan aanhou. Dit was een groot fees van eet en drink. En wat aangehou het en aangehou het. Nie 12 uur die aand is almal huis toe nie. Nee, hy gaan vir 'n week aan. Maar is nog 'n ding wat ons van die Joodse kultuur moet verstaan. Nie net dat hulle 'n week trou hou nie. Daar's nog iets. Daar was 2 woorde wat verskriklik belangrik was in die Joodse kultuur. Vandag nog, en daar's baie kulture waarin hierdie woord belangrik is. Daar's weer in ander kulture ander woorde belangrik, maar veral in die Midde-Ooste is die woorde in Engels honor and shame, eer en skande. So, hoe dit gewerk het, jy moet alles in jou vermoë altyd doen om die eer van jou familie te beskerm. Ons sal byvoorbeeld sê, jong, is verskriklik verkeerd om te jok. Hulle sal sê, as jy die eer van jou familie beskerm, dan mag jy maar jok. Want dis 'n hoër waarde in hulle kultuur. OK? So jy moenie skande oor jou familie bring nie. Dis vir hulle die waarde. Nou, dink aan 'n troue. Wat sal op 'n troue skande vir 'n familie bring? As die kos of die wyn opraak. Dit sal skande bring. So hoe beskerm jy die eer van 'n familie waar daar 'n troue is? Wel, jy maak seker, wat jy ook al moet doen, dat daar genoeg wyn is vir die troue. Nou op hierdie troue waar Maria, Jesus en sy disippels is, gebeur die ondenkbare. 'n Skandelike ding. Wat gebeur?
Die wyn raak op. En as die wyn opraak, raak die kuier op. En as die kuier opraak, gaan die mense huis toe. En as die mense huis toe gaan, is dit die einde van die troue. En as dit dalk net na 'n dag of 2 is, dan se skande, dan gaan hulle altyd sê, "Haai, julle weet, hy sies tog, arme Pieter en Saartjie." Kan julle glo die arme skande wat hulle oorgekom het? Die wyn het opgeraak. Kan julle dit glo? Wat 'n skande. Ag, shame. Maria was waarskynlik iewers naby die familietroue en by die reëlings betrokke, want sy tel dadelik op. O God, hier's 'n probleem. Skande is aan die kom, die wyn raak op. En dan lees ons, sy gaan na Jesus toe in vers 3, sê sy net vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Sy gee nie vir Jesus 'n opdrag nie. Sy vra hom nie om iets te doen nie. Sy maak net 'n observasie, die wyn is op. En dan lyk dit asof Jesus nie eintlik iets daarmee te doen wil hê nie. Maar dan van vers 6 af begin die vonke spat. Om te verstaan wat gebeur, is daar nog iets wat ons moet verstaan van die Joodse kultuur. Julle weet, hulle praat oor die klipkanne wat daar gestaan het. Nou, veral meer gegoede Jode sou hierdie klipkanne, reinigingskanne in hulle huis gehad het. Hoekom? Want alles in die Joodse kultuur het daaroor gegaan dat jy rein moet wees, skoon moet wees. En daar was 'n klomp goed wat jou onrein kon maak. En jy kan nie onrein die tempel ingaan nie. Jy kan nie onrein in kontak met God wees nie. So die wat kon, het dan as 'n deel van hulle huis hierdie klipkanne gehad wat vol water was, wat hulle dan 'n reinigingsritueel kon gedoen het. So die kanne staan daar eenkant. So Jesus stap na die kanne toe en hy moes gesien het daar's nie eintlik water in hierdie reinigingskanne nie. En dan roep hy die kelners en hy sê vir hulle sien hierdie 6 kanne wat hier staan, maak hulle asseblief vol water. Alright, so nou kan jy dink, die ou hardloop gou, kry die tuin so lank, nê? Draai die kraan oop en stap vol water. Nee. Daar moet nie met 'n emmer uitgeloop word na 'n put iewers buite en die water moet gaan geskep word. Tot 600 liter water kon dit gewees het. Dis 'n paar kanne water, nê? So moenie dink dit was sommer net iets wat vinnig gebeur het, nê? As Jesus vra, maak daai kanne vol, was dit nog 'n werkie gewees om te doen. So nou gaan die kelners en hulle begin daai kanne vol water skep. As al 6 kanne vol is, en dit kon 'n rukkie gevat het, roep die kelners vir Jesus en hulle sê, luister, die kanne is vol. Jesus vra dan vir hulle dat hy 10-1, daar was 10-1 'n groot wynbeker gewees, 'n sentrale beker wat vol wyn geskep word en waarmee al die glase dan of die bekers op die tafel vol gemaak word. En hy vra, bring vir my daai groot wynbeker. Die kelners bring vir hom die wynbeker en dan gooi hy nou daai water uit die klipkan in daai wynbeker. En dan sê hy, vat dit vir die seremoniemeester. Want die seremoniemeester is die een wat al die ordes beheer en seker maak dat alles regloop. Dan kom hulle by hom en sê, hier's wyn, en dan moet hy dit proe, en as dit reg is, dan kan hy sê, deel dit uit op die tafels. So hulle bring nou die water wat in hierdie wynbeker gegooi is, bring dit vir die seremoniemeester. Hy weet nie waar die wyn vandaan kom, of hierdie kan vandaan kom nie. Hy moes dalk verras gewees het, want hy het geweet die wyn raak iewers op. Hy vat en hy proe dit, en as hy dit proe, dan stap hy na daai bruidegom toe, en dan sê hy vir hom, hoorie so, jy het ons daar nou lekker streep getrek. Eers maak jy asof die wyn opraak, né? En jy laat ons bekommerd raak. Maar dan, ja, weet jy weet ons bedien die beste wyn eers en wanneer mense nou lekker gekuier het al, en hulle nou nie eers meer eintlik omgee oor die wyn proe nie, dan bedien jy jou swakker wyn, maar nie jy nie. Jy het nou die mense lekker laat kuier op wyn, en nou bedien jy die beste wyn. Nee, jy werk dit anders. En dan lees ons, in vers 11, hierdie woorde, dat die disippels was verstom, en hulle het in Jesus geglo. Deur hierdie wonderwerk. Nou wat 'n storie, wat is hier aan die gebeur? Hoe is dit dat die vermeerdering van
verandering van water en wyn hulle laat glo. Nou is nie 'n siekte wat genees is nie. Dit is niks dramaties van 'n lam man wat opstaan en loop, of 'n dooie wat lewendig word, of 'n blinde wat kan sien nie. Dit is net water en wyn. Maar ek dink die disippels het begin verstaan. Hierdie storie vertel ons iets van hoe die koninkryk van God is. Die koninkryk van God is die begin van iets nuuts en is eintlik een groot partytjie met oorvloed kos en wyn. Die profete het dit al voorspel. Jesaja 25 sê, op hierdie dag sal die Here 'n feesmaal gereed maak vir al die volke. 'n Feesmaal met die beste om te eet en te drink, met goeie kos en geurende wyn. Hierdie wonderwerk sê, daar gebeur iets nuuts in ons verhouding met God. Daarom gebruik Jesus daai reinigingsbaddens, die klipbakke, wat met 'n reinigingsritueel eintlik te doen het. Hy maak dit vol wyn. Die nuwe wyn kom van daar af. Daai bak het eintlik jou herinner, jy's nooit skoon genoeg nie. Jy moet altyd was. God is eintlik nooit tevrede met jou nie. Daar's altyd iets wat jou onrein maak. En nou uit daai bakke vloei daar wyn om te sê, iets nuuts begin. Dit is die 3de dag. God se koninkryk werk anders. Maar nou om die volle prentjie te kry wat hier gebeur, moet ons eintlik die volgende storie ook na kyk. So hou gou vas, ek gaan vinnig wees. Wat is die volgende verhaal van vers 12 tot 22? Weet julle waaroor gaan dit? Oor die reiniging van die tempel. Nou dis eintlik 'n verkeerde naam. Dis eintlik Jesus se protes teen die tempel. Jesus kom opstaan teen die tempel. Ons moet verstaan, die tempel was soos amper hierdie Philippolis kerk gebou in Philippolis. Dit word gesien as die sentrum. Dit is amper om te sê, as jy vra waar is God, dan sê jy net daar in die tempel. Die tempel was die plek waar jy jou verhouding met God uitgeleef het. Dit is waar jy jou vergifnis ontvang het deur jou offers wat jy gebring het. By die tempels was daar mense met titels wat ook dan vir jou 'n middelaar tussen jou en God kon gewees het. Dit was die sentrum van die Joodse bestaan. Maar Jesus het na die tempel gekyk en iets anders gesien. Jesus sien 'n stelsel wat gedurig mense laat voel hulle is nie goed genoeg nie. Heidene mag net tot by 'n sekere punt kom. Dan kan vrouens net tot by 'n sekere punt kom. En mans kan net tot by 'n sekere punt kom. En net die priester, die hoofpriester, kan by 'n allerheiligste ingaan. So mense is altyd iewers uitgesluit. Niemand was volkome welkom tot in die sentrum by God se hart nie. So dit het altyd uitgesluit. By die tempel kon jy altyd net hoor, jy is nie goed genoeg nie. Jy moes nog 'n keer was. Jy moes nog 'n keer 'n offer bring. En Jesus kom in protes teen dit waarvoor die tempel staan. Nou is dit interessant dat Johannes hierdie storie direk na die vermeerdering van wyn plaas. En die ander evangelies is die protes teen die tempel aan die einde van Jesus se lewe. Johannes sit dit aan die begin. Hoekom? Want Johannes wil vir ons iets sê. En wat wil hy vir ons sê? Kyk mooi, die eerste verhaal verander Jesus water in wyn sodat 'n fees kan aangaan. Die partytjie moet asseblief nie stop nie. Maar in die tweede verhaal vleg hy 'n sweep om 'n kerklike byeenkoms op te breek. Wow, het jy daaraan gedink? Wat is hier aan die gang? Ons moet mooi dink wat gebeur. Daar's 'n troue en by die troue is daar nie genoeg wyn nie. So die partytjie kan nie aangaan en Jesus maak seker daar's genoeg wyn dat die partytjie kan aangaan. Maar dan stap hy selfde persoon oor die straat en hy gaan breek die kerkbyeenkoms op. Wat dink jy daarvan? Maar dis wat hier in Johannes 2 gebeur. En met die saamsit van hierdie twee stories doen Jesus iets besonders.
Hy sê daar kom 'n groot skuif met die koninkryk van God, ook hoe God met mense omgaan. Tot nou toe het alles rondom die tempel gegaan. Die tempel was die sentrum. Dit is waar jy God ontmoet. By die tempel was daar mense met ampte wat jou ook om gehelp het om God te ontmoet. By die tempel is waar jy belydenisse maak, jou offers maak. Alles rondom jou verhouding gebeur by die tempel, jou verhouding met God. Maar nou kom daar in die koninkryk van God 'n skuif. 'n Skuif van die tempel na die tafel. 'n Tafel waar ons kan sit en waar almal welkom is en waar ons eet en kuier en drink. Onthou, by die tempel was daar altyd iets wat jou herinner het, jy is nie goed genoeg nie en jy moet eintlik op 'n afstand bly. Maar nou, op die 3de dag, by die bruilof, gebeur daar iets nuuts. Julle is almal welkom. Kom eet en drink. Die reinigingskanne word vol wyn gemaak en die tempelbyeenkoms word opgebreek. Jy sien, in die koninkryk van God gaan dit nie meer oor die tempel nie. Jesus sterf sodat die voorhangsel kan skeur en die tempel finaal toegemaak word. Sodat daar nou om 'n tafel gekuier, geëet, gedrink kan word en almal verwelkom kan word, want die koninkryk van God is hier. Dis tyd om fees te vier. So hoe lyk die koms van God se koninkryk in Filippolis? Soos 'n tempel of soos 'n tafel? Hoe lyk ons verstaan van kerk wees en die leef van die koninkryk van God? Dit lyk vir my, ons het altyd 'n natuurlike geneigtheid terug na die tempel toe. Met sy posisies, met sy ampte, met sy beheer, met sy struktuur. En voor onsself kry, bou ons weer tempels. Dit wat Jesus eintlik tot stilstand gebring het. Johannes 2 nooi ons uit om iets nuuts raak te sien. Die koninkryk van God is 'n feestafel waar daar genoeg wyn en kos vir almal is. Ook die een wat jy dalk in jou kop wil uitsluit. Ook die een wat jy dalk wil wens nie hier sal instop en hier by ons sal kom sit nie. Die een wat jy dalk ook eerder op 'n afstand sal wil hou en sê dink, hierdie is nie die plek waar ek kan inkom nie. Want jy sien, hierdie is nie meer 'n tempel nie. Hierdie is net 'n gebou. En God is hier, ja, maar hy is ook al buite in die strate. Hy is ook daar om die tafels waar ons kuier. Hy is daar. Of ons hom erken of hy daar is 'n ander vraag. Maar hy's daar. En hierdie verhaal wil vir ons vrymaak en uitnooi en weer oopbreek en sê, kom, ons word weer mense wat nie gebou is rondom 'n tempel nie, maar 'n tafel. Kom ons eet, kom ons drink, kom ons kuier, kom ons vier fees, kom ons nooi almal in. Want dis die 3de dag. Dis 'n bruilof. Die koninkryk van God het gekom en daar is genoeg vir almal. Glo jy dit? Amen. Here, dankie vir u koms wat nuwe hoop bring, wat nuwe perspektiewe oopbreek, wat vreugde bring, wat nuwe lewe bring, wat nuwe wyn bring. Wat daar waar ons in doodloopstrate beland van uitsluit en insluit en van oordeel en vingerwys,
bring U nuwe moontlikhede deur 'n tafel te dek vir ons en te sê, kom sit aan my kinders. Hier gaan dit nie meer oor strukture en regulasies en oor ampte. Hier is Jesus die sentrum, die middelpunt en ons eet en kuier saam. So Here, mag ons hier in Filippolis meer en meer so gemeente word. Mag U koninkryk al hoe meer soos 'n gedekte tafel met oorvloed kos en wyn lyk, as 'n tempel wat altyd wil uitsluit. Laat U koninkryk kom. Laat hemel en aarde, soos wat U ons leer bid het, ook hier in Filippolis ontmoet. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.